Aardbewoners word eerskomende Sondag met 'n bloedmaan getrakteer. Dit is die tweede algehele maansverduistering van jaar wat die goue volmaan in 'n koperrooi kleur gaan verander. Ons gesels met Dr. Roan Steyn, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika by die Noordwes Universiteit, maar nou uit Engeland uit. Goeiemiddag Roan. Goeiemiddag Estie. Wat maak hierdie maansverduistering so indrukwekkend? Hierdie maansverduistering is regtig 'n spesiale ruimtegebeurtenis waarna ons geweldig uitsien. Hierdie is een van die langste durende maansverduisterings van hierdie dekade. Die skaduwee van die aarde gaan op die maan val vir 'n totaal van 82 minute, wat dit 'n vreeslike lang durende maansverduistering maak. En mens sal daai maansverduistering ook kan sien net van sekere gedeeltes van die aarde, maar gelukkig val Afrika en Wes-Australië en Asië binne in daardie gebied, en dit is hoekom almal in Suid-Afrika en spesifiek ook na Pretoria kan uitsien na hierdie maansverduistering wat Sondag aand begin. Waar kom hierdie beskrywing van die bloedmaan vandaan? Ja, dit is 'n interessante ding. Dit is eintlik maar iets wat saam met die geskiedenis gekom het. Oor die millennia het mense verwys na die maansverduistering as 'n bloedmaan as gevolg van die rooi skynsel wat die maan kry wanneer hy dan nou vol verduister is. Maar eintlik die rooi skynsel het nou niks met bloed uit te waai nie. Dit het baie meer te doen met wat ons noem in fisika die Rayleigh-verstrooiing. En dit is dieselfde konsep van fisika wat verantwoordelik is vir die blou lig wat ons sien, of die rooi lig wat ons tydens 'n sonsopkoms sien, of wanneer die son sak. En wat gebeur in 'n neutedorp is dat die son skyn deur die atmosfeer van die aarde, en dan val daardie lig op die maan, en dit verstrooi al die kort golflengtes, al die blou golflengtes word verstrooi, en dit laat toe dat die lang rooier golflengtes dit tot by die maan maak, en dit gee vir ons dan hierdie asemrowende koperrooi maan tydens 'n volmaansverduistering. Klink werklik besonder. Hoe laat moet ons gereed wees daarvoor in Suid-Afrika? In Suid-Afrika sal die maan begin opkom hier teen 6:10 Sondag aand, en teen 6:30 sal 'n mens die gedeeltelike verduistering begin sien, maar dit is eintlik maar die randskaduwee van die aarde wat dan op die maan val. Mens gaan nie dit vreeslik mooi kan sien nie, maar dan teen 7:30 se kant, 7:30 Sondag aand, dan begin die totale maansverduistering, en 'n mens gaan daar die rooi skynsel begin sien. Teen 7:50 is dit die maksimum verduistering. Dit beteken dat die maan het dan tot reg in die middel van die skaduwee van die aarde beweeg, en dan teen 9:50 of 5:50 sal dit dan die einde wees van die totale maansverduistering, maar dit eindig nie net met 'n vingerklap nie. Hy beweeg stelselmatig uit die skaduwee van die aarde. Teen 10:10, dan is dit ook die einde van die gedeeltelike maansverduistering, en teen 11:00 Sondag aand sal 'n mens weer die volledige spierwit maan kan sien. Ja, nou, as ons as nasie so kan sit en entoesiasties rugby ondersteun, kan ons gebeurtenis van die maan ook maak, nê? Nee? Absoluut. En ek sal graag mense wil aanmoedig om, as jy 'n bietjie wil foto's neem, astrofotografie te doen. Gelukkig met die maan, mense het nie nodig om vreeslik ver te gaan uit die dorp uit nie. Solank jy die maan kan sien, sal jy die verduistering sien. So enige slim foon of 'n klein teleskoop of selfs verkykers, kan 'n mens regtig hierdie maansverduistering baie mooi kan waarneem. Wonderlik, sien uit om al daardie foto's te sien. Net gou weer die tyd, wanneer mense Sondag moet gereed wees? Sondag moet hulle van 5:30 af, 5:10. Kom ons sê 5:10 begin die maan opkom, van 5:10 maandag aand moet hulle reg staan vir die gebeurtenis wat dan teen 11:00 die aand sal klaar wees. En wanneer sal ons weer so 'n bloedmaan kan sien, Roan?
Daar vang jy my nou vas. Ek het geen idee nie. Ek dink, as ek reg kan onthou, dink ek is die volgende bloedmaan of volmaansverduistering is volgende jaar Maart, maar wat ek gelees het, gaan mense hom net in Amerika kan sien. En dan vermoed ek is daar weer 'n maansverduistering in Augustus volgende jaar, wat ek weet spesifiek Europa sal kan sien. Maar ek het nie spesifiek gekyk of Suid-Afrika daardie mooi maansverduisterings kan sien nie. So vir alle Suid-Afrikaners, dis nou gratis en Pasella hier in ons land, moet 'n plan maak om vir die maan te kyk, anders gaan jy dalk nog 'n vliegkaartjie moet kry om weer te kyk. Baie dankie Roan, ons gaan 'n spesiaal Moon Shadow van Cat Stevens vir jou speel. Dankie Estie, lekker middag. Dit is Dr. Roan Steyn, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika by die Noordwes Universiteit.